Welkom terug. Vandag is ons laaste sessie en vandag maak ons klaar met dobbelverslawing. Wat is die oorsake van dobbelverslawing? Ongelukkig is 'n groot persentasie geneties. Dit is ongelukkig iets wat ons ook oorerf het en daardeur moet ons bewus wees dat ons dalk 'n verslawende geaardheid het en regtig moet oppas dat ons nie vasgevang word nie. Dis gerieflik. Daar's niks so maklik soos om in die privaatheid van jou eie huis te kan sit op jou foon en te dobbel nie. Mens dink altyd dis net 10 minute of is net R50. En as jy weer sien, is dit die volgende oggend tyd om werk toe te gaan en jou salaris is weg. Daar is konstant advertensies en promosies wat jou herinner en jou vra om terug te kom. Dan is daar natuurlik die beloning. Daar's 'n groot realiteit dat jy baie geld kan wen. En ek is seker, 'n paar keer het dit wel gebeur. Ongelukkig verloor ons meer as wat ons wen, wanneer ons dobbel. Dis 'n sosiale norm. Ons ouers sit in dobbel, ons wys ons kinders sit in dobbel. En natuurlik is daar groepdruk, veral onder ons tieners. Vandag is dit wat ons almal doen, so vandag dobbel ons. Wat is simptome van onttrekking? Jy's nie op medikasie nie. Is daar onttrekking as jy ophou dobbel? Daar is. Jou medikasie is die dopamien en serotonien wat die heeltyd gevorm was in jou brein. Dit was die heeltyd aangespoor omdat jy dobbel en belonings kry. En jou brein wil dit hê. Jou brein wil dit so konstant hê, soos wat jy dit voorsien het die heeltyd. So wat gebeur dan met jou lyf wanneer jy stop? Die intense drang is daar, ek wil dobbel. Dis vreeslik moeilik om op te hou, want jou brein sê die heeltyd vir jou, daar kort iets. Ek het dopamien nodig. Doen wat jy gedoen het. Jy's prikkelbaar, want jy kan nie aanhou met wat jy gedoen het nie. Jy het 'n tekort aan dopamien en serotonien, want jou brein het letterlik vergeet om dit te vervaardig op enige ander manier. Jy's rusteloos, want jou brein kort dopamien. Daar is hoofpyne, daar's hartklopings. Dit voel of jy druk op jou bors het. Bloot deur die angstigheid, omdat jy nie verder kan dobbel nie. Ons het nie net onttrekkingssimptome wanneer ons medikasie gebruik of sterk dwelms gebruik nie. Ongelukkig het dobbelverslawing een en dieselfde uitwerking as sterk dwelms op jou brein. Die realiteit is, dit kan breinskade ook veroorsaak. Wees bewus daarvan. Dit gesê, hoe behandel ons dit dan? Gedragsterapie. As jy gaan vir terapie. Dit werk nie vir almal nie, selfs met enige dwelmverslawing. Jy moet gaan soek wat vir jou werk. Daar is terapie daar buite, net soos met dwelms, is daar Gambling Anonymous, waar daar mense is wat hier presies dieselfde gaan. Daar is mense wie jy kan bel en sê, ek sukkel, help my. Daar is mense met wie jy kan gesels sonder om skaam te kry, of skuldig te voel, want hulle gaan deur presies dieselfde as jy. En dan moet jy natuurlik ontspanningstegnieke by die huis kry. Wat doen ek as ek wil dobbel? Staan op en gaan stap, hou jouself besig, gaan was die kar, gaan sny die gras, doen iets met jou hande, sit jou foon neer. Wanneer kry jy berading? Die antwoord daar is wanneer dit jou leefwyse beïnvloed, dat jy nie normaal kan funksioneer elke dag nie. Dit is ook wanneer jy weet, dis 'n verslawing, is as dit jou dag tot dag beïnvloed. Laat dit nie jou normaal is nie. Kyk na jou finansies, kyk na jou verhoudings met ander mense en kyk na jou gesondheid. Van daai 3 is die eerste wat beïnvloed word met 'n dobbelverslawing. Jy kan nie jou dag tot dag bekostig nie. Jy het heeltemal onttrek van enige sosiale verhoudings en dit sluit in jou eie gesin en jou gesondheid sal afneem. Jy sal voel of jy die hele tyd siek is, of dit is van angs, die stres van geld verloor, verkeerde eetgewoontes. Dit gaan wel
'n impak hê op jou gesondheid. En dit is wanneer jy moet soek vir hulp. Die hulp hang van jou af, maar hulp gaan jy nodig hê. Kom kerk toe. Jou geestesfamilie is daar om te ondersteun en jou geestesfamilie is daar om jou hand te vat en jou op te tel. Ek wil graag afsluit en vir julle almal sê baie dankie vir die tyd wat julle saam met ons spandeer het. Dankie vir die tyd deur hierdie veldtogte. En ek hoop ons het vir julle baie inligting gegee wat waardevol is. En dat julle ook bietjie self verder sal soek en bewus word van wat daar buite aangaan. Onthou, al die inligting is op Linktree. Dit wat julle vergeet het, gaan lees verder. Alles is daar beskikbaar. Ek wil graag vir ons afsluit met 'n versie. Psalm 121 vers 7 en 8. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Baie dankie. Thank you.